Hey, so ons is terug in Krabi. Ons het 'n harde dag gehad want ons het van Kanom af oor die 200 km hiernatoe gery en môre het ons weer 200 km. Maar dis fyn, dis net meeste van die plekke waartoe ons was, het ons so 100 km 'n dag gery. En vandag was dit dubbel dit en omtrent 130 daarvan was net op 'n highway gewees. So dit was net 130 km van niks mooi, niks nie, net highway. Maar ons is swembad met 'n koue. At least. En ons check-in was ook nie maklik geweest nie, want ons het 'n boeking gemaak en ons het betaal daarvoor en dit was baie goedkoop geweest. Dit was bietjie suspicious. So ons bly by dieselfde plek as wat ons gebly het. Ons begin het met ons trip, Blue Monkey. En toe ons hier kom, toe sê sy nee, ons boeking is gisterand gekanselleer geweest deur Agoda. En toe is dit nou 'n hele back and forth en eventueel toe kan ons kamer nog steeds kry ons vir dieselfde prys wat ons laas voor betaal het. En nou moet ek vir Agoda gemessage het en oor en weer en gelukkig klink dit nou of ek daar my geld terugkry van hulle af en ons betaal nog steeds dieselfde waarvoor ons vorige keer betaal het, so dis okay. Maar dit was 'n bietjie stresvol want mense is moeg na 'n lang dag op die pad en dan kom jy hierso en hulle sê vir jou boeking is gekanselleer. Maar nou drink ons 'n biertjie in die swembad en all is good. Wat sê all is well that ends well. So van Kanoma vat mens die Krabi Suratani Highway en dit is 130 km van absoluut niks nie. Niks mooi om na te kyk nie. Jy ry net en hoop jy kry 'n petrolstasie. Ons het eintlik amper uit petrol uitgehardloop. Ons moes aan die ander kant van die highway ons 'n U-turn gemaak het en daar 'n garage gekry het om vol te maak want daar was amper niks op hierdie pad nie. Dit het net regtig gevoel of dit vir ewig vat. Die hele trip in totaal was so 220 km. Wat nou natuurlik nie baie ver is nie, maar ons het die hele vakansie net so oor die 100 km gery, soos per plek waar ons gebly het. So hierdie highway het vir ons doodgemaak. Ons het ook deur 2 roadblocks gery. Hulle het ons nie afgetrek nie, maar hulle het baie van die groot trokdrywers afgetrek. Ek weet nie of hulle getoets het vir iets nie, maar hulle was baie vriendelik en hulle het net vir ons gesê, ry verby. Soos ek sê, hierdie highway het gevoel of dit vir ewig vat. En toe ons uiteindelik in Krabi kom, toe is ons boeking gekanselleer. So dit was eers 'n groot storie om dit uitgesorteer te kry, maar gelukkig het ons toe nou en ons het toe gebly by dieselfde hotel as die laaste keer. Ons is weer terug by Blue Monkey. Selfde kamer as laas. Aircon, TV, mooi view. Die check-in was net nie so maklik geweest as die vorige keer nie, maar ons is hierso. Flip 'n nice kamertjie.
myself van terug. My toe. Sorry. Niet te vragen, niet wat je doet. Anyway. Dit is by die duckhouse. En dat is 'n duck egg. Obviously like hulle hom nie want hulle het hom uitgeskop. Daar loop hulle. Môre, môre. Hierdie plek is mos pet friendly. Jy mag jou troeteldiere bring. Klein obstacle course. As jy wonder waar daai verskriklike lawaai is, is die ou wat die blare wegblaas. Kyk, dit is 'n beehouse. Ek weet nie waar baie in is nie, maar dit is baie cute. Oral se plekke waar jy kan sit en relax onder die bome. Ongelukkig is hier net ook natuurlik baie muskiete. Nee, hierdie gesien nie. So jy kan lekker hier so in 'n catapult maak. Maar ek moet sê nadat ons in Kelstok daai viper gesien het wat net so in die takke gesit het, casually. Wil ek nie meer takke ronddruk enigsins nie. Wil regtig nie 'n viper moet op my kop val nie. New fear unlocked. So mooi en rustig hierso. En ek dink hulle het hierdie space vir yoga en dalk maar net so 'n workspace. Want hulle sê dis die monkey pod en ek gesien ons yoga mats. Skoon is hierdie water. Die ou met sy leafblower. Net so stunning, lawaai. En ongelukkig nie hierdie keer op die kayaks gegaan nie. Ons het gister toe ons hier aankom, is nou so 'n storie met die incheck. Toe het ons nou maar net geswem en gerelax. So rustig hierso. Al vir die met sy leafblower. Hulle free activities en 'n map van die plek. Painting en tree planting en met vissevoer, kayaking, duck egg collecting en fietsry. Regtig so 'n amazing plek. En hier is hulle self-service plekkie. Hulle het wasmasjiene wat jy kan gebruik. Natuurlik moet jy betaal, maar nog steeds. Want hulle mikrogolf en coffee station met water. En 'n pooltafel.
'n tafeltennistafel, en soos julle gister gesien het, Brenna lekker geboks het. Groot area vir bymekaar te kom met jou familie. Feed the fish. En Brennan het vanoggend vir hulle van ons breakfast gegee. Ek dink nie die beste ding is nie. Het vir die kindjies ook. So brood gegee. Hoe is hy besig? So rarig, die skooters van al. En so vat ons die pad terug Phuket toe. Na 12 dae wat ons weg was, het ons besluit dit is bietjie tyd om huis toe te gaan. Maar eintlik meer omdat ons bikes moes begin vat vir diens, want ek dink hulle was al oor 1000, ons het ek dink 1600 km gedoen. En toe is ons nie so gelukkig nie. Toe vang die reën ons. En dit was nie die eerste keer wat die reën ons gevang het op pad huis toe nie. Lyk soos 'n babushka. Jo, die vang hier in ons. Maar ja, ons is op pad huis toe. Yes, dis mooi. Krabi is maar net 'n ander plek hoor.
Krabi en Pangna. Hierdie bly een van my gunsteling paaie om te ry. Dis net aan die kant Pangna se dorp en ons ry hom nou elke keer in plaas van die highway. Maar ek moet sê, vandag was 'n bietjie scary geweest want dit was verskriklik nat oralster geweest en mense is bang bome val op jou of landslides want dit is vreeslik bebos en groen en jy kan eintlik sien daar was al 'n paar landslides geweest.
Kyk hierdie ou met sy een wiel, ek weet nie, unicycle met 'n motortjie in. Dit lyk nie vir my baie prakties of veilig op Thailand se paaie nie, maar nou ja. Nou ons vinnig gestop het om vol te maak vir die laaste keer op ons roadtrip, voor ons terug in Phuket is. En gou vinnig 'n koffietjie gedrink het. Het ons deur Phang dorpie gery. Dis regtig een van die mooiste klein dorpies. Ek is spyt ons het nog nie eintlik baie tyd hier spandeer nie. Ons moet definitief teruggaan. En toe vang die reën ons weer. Maar die wind het ook nog verskriklik gewaai daarmee saam. Dit was nie baie plesierig geweest nie. Maar soos ek sê, ons was eintlik baie gelukkig dat ons nie meer nat gereën het hierdie trip nie. So ry ons oor die Saracen Bridge terug in Phuket. 'n roadtrip verby. Tot volgende keer.